Goeiemôre. En baie welkom aan vanoggend se erediens. Mag dit saam met julle elkeen 'n vreugdevolle ervaring wees om saam met medegelowiges eers in die Here te loof en prys. Wanneer ons 'n klompie kerkliedere sommer voor die tyd gaan sing, sommer net in die gees kom van die vredevors wat gekom het na 'n wêreld wat vol chaos is. So baie welkom, mag julle dit ook beleef, hierdie vrede vanoggend. Enkele afkondigings wat ek net wil uitlig. Daar's na die erediens is daar ook 'n deurkollekte vir Bybelverspreiding. So let net vir ons daarop. En dan volgende Sondag gaan Dominee Koenie vir ons die diens waarneem. Volgende Sondag is Dominee Koenie Jacobs op die kansel en dan voorbidding dink ons aan oom Bokkie Meyer, oom Johan Boshoff en dan Kous en Annelien van Splinter se dogter. Ons vra ook voorbidding vir haar wat nou al vir 'n geruime tyd in die ICU is in Kreersdorp. So ek vra regtig dat ons vir haar ook sal bid in hierdie tyd en ook vir oom Kous en vir tannie Annelien ook in hierdie tyd sal dra. En dan is ons aanbeweeg na die koekie projek toe. Daar is koekies beskikbaar. Jy sien dit daar teen R45 'n pakkie en beskuit teen R50 'n pakkie. Tannie Annetjie is hier voor, het ek gesien. So jy kan net by haar draai maak en dan Fransjo is daar vir die wors en vir die kaaswors en die beeswors. So julle is welkom om daar 'n draai te maak. Dan net die verjaarsdag vandag, Sunay, sy is nie hier nie, ek het haar nie gesien nie. Sunay de Jager verjaar vandag, ons sê vir haar geluk met haar verjaarsdag. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde jaar wees met die nuweling wat ook op pad is daar. So mag dit 'n regtig 'n mooi jaar vir hulle wees. Dan maandag, môre is Arno Besuidenhout, ek het hom ook hier gesien vanoggend. Arno, Bertus Fourie, wat gewoonlik die kant sit, Isel Venter, dalk moet ek my bril net op kos sit, dan kan ek dalk ook sien wat ek lees. Ja, Isel Venter, dan Dinsdag is dit Jan Adrian Lourens, Gert Stein het ek hier gesien, dan Taleen Tiele, en Chris de Zietsman het ek gesien, dan Vrydag Zak Botha, Saterdag Dirk Kotse, Lorinda Linde, en dan ook Sienna Pennels wat verjaar. So ek sê vir hulle almal baie geluk met hulle verjaarsdag, mag dit vir hulle ook 'n baie mooi en 'n geseënde jaar wees. Dan is jy welkom om na die tyd 'n koppie tee of koffie saam met ons op die stoep te kom drink. En as daar besoekers is, baie welkom vir julle. Kom ook en kom drink en kom vertel vir ons waar julle dan ook vandaan kom as geloofsgemeenskap. Dalk moet ek dit net weer herhaal dat Sondag Kersdag die 25ste sal die erediens 8:00 die oggend wees. So dis nie dan 9:00 nie, maar 8:00 die oggend sal daar dan 'n erediens hier in die kerk wees. So nou kom ons raak stil en dan begin ons hierdie diens ook in die naam van die enigste Here. Here, ons kyk op na die berge en dan wonder ons waar ons hulp vandaan sal kom. Ons hulp kom van die U af, U wat die hemel en aarde geskaap het, U wat ons in die hand hou en vir ons sorg. Ja, ons weet ons hulp kom net van U af. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. So nou ons gaan staan en dan gaan ons so 3 liedere sing. Die eerste 2 gaan ons staande sing, is Kersliedere, lied 334, God is liefde, dan lied 349, kom kinders besing met 'n vrolike stem, en dan gaan ons sit vir lied 355, wat eintlik 'n geloofsbelijdenis is, om te sê, al was ek nie daar nie, weet ek dit is so, soos wat ons dit in die woord lees. So kom ons staan en dan sing ons die 3 liedere. Amen.
Here, al was ons nie daar nie, weet ons dit is so, want U sê dit vir ons in die woord, en die woord is deur U geïnspireer, en daarom kan ons vanoggend ook weer die woord oopmaak, sodat ons iets van U daarin kan leer. En Here, as ons die woord voor ons oop het, dan vra ons, Here, dat U al die chaos en die dinge wat rondom ons aan die gebeur is, in ons huidige konteks, maar ook oor die wêreld heen, dat U vir ons vrede en kalmte en rus sal gee. En Here, ons wag op U en U alleen, sodat ons U stem kan hoor, ten spyte van die dinge wat in ons lewens aan die gang is. Ja, Here, U ken ons elkeen, en daarom sê ons, Here, spreek, want ons U kinders luister. Amen. En ek gaan vanoggend gaan ek 'n gedeelte lees uit die oudste evangelie wat ons het. En dis die Markus evangelie. En ek gaan vir ons lees daaruit Markus hoofstuk 4. Markus hoofstuk 4 vanaf vers 35. Jy is welkom om dit op te soek in die Bybel, maar ek gaan ook dit op die bord wees, maar as jy dit in die Bybel opsoek, is jy welkom om die Bybel oop te hou. Ek gaan ook net so na vers in hoofstuk 3 ook verwys, as jy dit daar sou wou lees. Maar kom ons lees hoe Markus dan vir ons hierdie verhaal opteken van waar Jesus die storm stil maak. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skei geslaan, sodat die skei al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Ons lees tot sover. As mens hierdie verhaal lees, dan dink mens dat dit 'n doodgewone dag was vir Jesus en sy disippels. Want dit is wat Jesus kom doen het. Dis wat ons hom telkens kry, wat hy besig is om te doen as ons die evangelies lees. Hy's besig om met mense interaksie te hê, om met mense te gesels. Hy's besig om mense te leer. Hy's besig om mense gesond te maak. Hy's besig om bose geeste uit te dryf. Want dis mos wat Jesus kom doen het, want deur hierdie dinge word hy aan die skare voorgestel en bewys dat hy gesag het oor al die magte en kragte in hierdie wêreld. Dat hy die Messias was, dat hy die gestuurde van God is en selfs God was. Jy sien, dis hoe ons hom leer ken in die evangelies. Maar ons weet mos ook dat Jesus volledig God was, maar ook volledig mens. Dat hy al die emosies en ervarings wat ons as mense het, dat hy dit ook gehad het. En daarom sien ons dat in hierdie spesifieke dag, dat dit 'n moeilike dag was vir die Here. Dat dit 'n fisiese uitputtende dag was vir ons Here Jesus Christus. En ek wil julle net verwys om vir julle te wys dat dit 'n moeilike dag was, wil ek julle terugvat na hoofstuk 3 toe. Dan sien ons dit daar, hoe moeilik die dag werklik vir hom was. As mens na Markus 3 kyk, en die wat die Bybel oop het, kan sien toe gaan, maar in Markus 3 vers 8, dan kom die mense van heinde en verre af na Jesus toe. Hulle kom uit Judea, hulle kom van Jerusalem af, hulle kom van Judea, van oorkant die Jordaan, van Tyrus, van Sidon, dit staan alles daar. Die skare het na hom toe aangekom. En almal wat gekom het, wou net gehad het, Jesus moet hulle aanraak, sodat hulle behoeftes vervul kan word. En dan staan daar in hoofstuk 3 vers 9, staan die volgende woorde. Weens die gedrang het hy vir sy disippels gesê,
om vir hom 'n skei reg te hou, sodat die mense hom nie vertrap nie. Dit was 'n stresvolle dag vir hom. Sodat die mense hom nie moet vertrap nie. Dit was 'n uitputtende dag, soveel so dat hy op 'n stadium net gevoel het, maar ek moet uit hierdie situasie uit wegkom. Want hierdie mense kom net, hulle stroom na my toe. En wanneer ons dan by ons teksgedeelte kom, dan is Jesus so uitgeput dat hy besef, ergens gaan hy moet halt roep, ergens gaan hy moet stop. En daarom sê Jesus vir sy disippels, kom ons klim in die boot en kom ons vaar net 'n entjie uit hierdie moeilike, hierdie stresvolle situasie uit. En dan klim hulle in die boot en Jesus beweeg na die agterkant van die boot toe, daar waar die kaptein gewoonlik was, en hy gaan sit daar en hy's so uitgeput dat hy aan die slaap raak. En dalk kan ek en jy hier aan die einde van 2024 met hierdie gevoel van uitputting identifiseer. Want ons almal het skares in ons lewens wat ons uitput. Dinge wat ons moeg maak, dinge wat met ons gebeur, wat aangaan in ons lewe wat ons uitput. Dalk is dit 'n mediese toestand wat aandag moet geniet. Ja, daardie inry dokter toe en terug, van een hospitaal na die ander. Jy sien, ek is so besig met die mediese toestand, sodat net om by dokters uit te kom. Vriende, dan is daar familieaangeleenthede waarmee ons moet handel. En dis my belewenis in die Kerstyd, raak daar baie, is dit 'n baie meer intenser familiebande en konflik wat daar bestaan. Jy sien, want by daai Kersfees gaan daardie lid van die familie weer daar wees. Gaan hy of sy weer om nie gedra nie. Gaan hy weer goed sê wat ander mense gaan afronteer. Ons almal ken daardie familiedramas. Dan is daar nog die rekeninge wat moet betaal word en daar's rutine goed wat afgehandel moet word. Die motor moet gediens word. Ons moet seker maak dat die honde genoeg kos het vir die mense wat na hulle gaan kyk terwyl ons op vakansie is. En dan by die werk moet ek my werk afhandel voordat ons op vakansie kan gaan. Daar's net soveel goed wat in ons lewe ons besig hou. En enige van hierdie dinge is hanteerbaar op hulle eie. Maar hier van Oktober, November, begin van Desember, dan bottleneck alles mos. Dan word die goed net meer intens en dit oorweldig ons. En dalk voel jy vanoggend of jy maar net saam in hierdie boot kan klim en 'n entjie wegvaar uit die situasie uit. Wegvaar van hierdie dinge wat jou uitput. En tog dink ek dat dit juis in moeilike omstandighede en uitputtende omstandighede is waar ons die grootste uitdagings beleef. Dit is baie keer dan wanneer die stormwolke saampak en die wind begin waai en die golwe teen ons lewensboot slaan. Dit is juist dan wanneer daar 'n soort van bangheid mos oor ons kom. En vriende, ek kies doelbewus die woord vanoggend bangheid en nie vrees nie, net weens die konnektasie met vrees oor psigologiese toestande. Ek praat nie daarvan vanoggend nie. Die Here het vir ons wonderlike dokters gegee, het vir ons wonderlike medisyne gegee, het vir ons die mediese wetenskap gegee wat ons kan help om ook deur daardie storms van ons lewens te kom. Ek praat van dinge wat in ons lewens gebeur wat ons net oorweldig elke dag. Dinge raak net te veel vir ons. En daarom noem ek dit hierdie bangheid. En as ons nou terugkeer na die teks toe, dan moet ons onthou dat die meeste disippels was vissermanne van beroep gewees. Voordat hulle Jesus begin volg het hulle elke dag hulle skei uitgevat op die meer of die see en hulle het vis gevang. Hulle die grootste deel van hulle lewe het hulle op die see deurgebring. Verseker moes hulle geweet het wat om te doen as daar 'n storm op die see kom. Verseker het hulle geweet hoe om deur storms te gaan, want hulle het al voorheen moes hulle deur storms gegaan het. Maar hierdie storm was ongekend gewees. In al die jare wat hulle vissermanne was, het hulle nog nooit so iets beleef nie. En hoe meer hulle probeer het om die skei te red, hoe sterker het die wind begin waai. Hoe groter het die golwe geraak.
tot hulle op 'n stadium kom wat hulle net nie meer geweet het wat nou nie. En dan maak hulle Jesus wakker en hulle sê vir hom: "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Meneer, gee u nie om dat ons vergaan nie?" En vriende, hierdie is die eerste belangrike vraag van 3 vrae wat ons in hierdie teksgedeelte kry. Daar's 3 vrae wat belangrik is wat ons moet raak sien. Die eerste een is: "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie?" Ons almal was al op so 'n boot gewees. Dalk nie 'n fisiese boot nie, maar almal van ons was al in ons lewe op 'n donker plek gewees, waar daar angstigheid was, waar daar 'n bangheid oor ons gekom het. Ons almal het al lewensstorme gehad wat om ons gewoed het in die verlede, en daar gaan dalk vir ons nog in die toekoms voorlê. Want die foon gaan dalk lui met die nuus dat 'n geliefde gesterf het. Of die nuus dat kinders se huwelik verbrokkel het. Of 'n eggenoot gaan jou bel met die nuus sy het haar werk verloor. Of die dokter gaan jou bel en sê: "Meneer, jammer, ek moet dit met jou deel, maar daardie gewas is kwartaardig, jy's in vir 'n lang reis met chemo." En soos jy die telefoon neersit, pak daardie donker wolke om jou saam, en die storm breek om jou los met al sy krag. Dan is dit dan dat jy ook na Jesus draai met die vraag: "Meneer, gee u dan nie om dat ek vergaan nie?" En let daarop dat die disippels se vraag nie was: "Meneer, kan u iets daaraan doen nie?" Dis nie wat hulle vra nie. Dis nie hulle vraag wat hulle het nie. Hulle het geweet wat kan Jesus doen. Hulle loop al 'n geruime tyd saam met hom. Hulle het gesien hoe hy die mense gesond maak, hoe hy bose geeste uitdryf, hoe hy wondertekens doen, hoe hy selfs mense uit die dood opwek. Hulle het geweet hy's by magte om dit te kan doen. Maar die vraag wat hulle vra is nie: kan hy iets daaraan doen nie? Nee, die vraag is eerder: wat gaan u daaraan doen? Want dit lê onder in daardie vraag ingebed. Wat gaan u doen? Want u gee om vir ons. So wat gaan u doen aan hierdie saak? Dit is die vraag. Dis die vraag wat ek en jy ook baie keer mee worstel, want ons weet wat hy kan doen. Ons sien hoe die son in die oggend opkom, ons sien hoe die donder weer bymekaar kom, ons sien hoe dit reën, ons weet dat hy gesterf het, dat hy die dood oorwin het, dat die graf leeg is, ons weet hy's 'n verlosser en redder, hy's die oorwinnaar, ons weet wat hy kan doen. Daarom is die vraag: wat gaan hy doen? Wat gaan hy in my spesifieke storm doen waarin ek vanoggend verkeer? Meneer, gee u dan nie om dat ek vergaan nie? En wat doen Jesus met hierdie spesifieke storm waarin die disippels hulle daardie dag bevind het? Hy staan op te midde van die storms. Hy keer nie die storms laat dit gebeur nie. Terwyl die storm woed, staan hy op. Te midde daarvan staan hy op. En onwillekeurig dink ek sommer nou net terug na die gebeurtenisse van die laaste week, en almal het dit seker ergens gehoor of gelees in die media van Jan Bloukaas wat sy stryd teen breinkanker verloor het. En Woensdag aand, die dag wat hy oorlede is, daardie aand is daar 'n program op Kyknet met die titel Net 'n Mens, waar hulle 'n onderhoud met Jan Bloukaas het oor sy pad met hierdie kanker. En in die onderhoud sê hy die volgende sinnetjie: as ek nie breinkanker gekry het nie, sou ek nooit God ontmoet het nie. En 'n entjie verder vertel hy van die vrede wat hy in hom het met die pad wat hy stap, waar hy sy lewe gaan verloor. Jesus keer nie die storms nie, maar hy herstel kalmte. Hy bring vrede in ons gemoed te midde van die storms. En dan kyk Jesus na sy disippels en dan vra hy die tweede belangrike vraag in hierdie teksgedeelte van ons: waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?
Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? En weer eens vriende, geloof is nie daar om storms te keer nie. Jy sien, ons dink mos altyd, ek moet net genoeg geloof hê, dan sal dit goed gaan. Nee vriende, geloof is nie daar om die storms in ons lewens te keer nie. En hierdie geloof waarna ek verwys, is daar juis om ons in die storms van bangheid te keer. Jy sien, geloof is nie hierdie vae idee of hierdie teologiese dogma in hierdie teksgedeelte nie. Geloof in hierdie teksgedeelte is bloot om te besef dat Christus Jesus is saam met jou op jou boot. En dat jy hom sal sien en dat jy hom sal beleef in die storms van jou lewe. Dat hy die skepper van die hemel en die aarde is wat alles in sy hand hou. Dat hy jou verlosser is, selfs al stap jy 'n pad na die dood toe, is hy jou verlosser. Hy is jou redder van die mensdom en hy is op jou lewensboot. Jy sien vriende, dis die enigste manier hoe om van bangheid ontslae te raak. Om te weet, hy is op my boot en hy is daar uit liefde vir die mensdom, maar meer spesifiek, hy is daar uit liefde vir my en vir jou. Hy is nie daar omdat jy dit verdien nie. Omdat jy genoeg punte in die lewe bymekaar gemaak het nie. Nie omdat jy 'n vroom persoon is nie. Hy is nie in jou boot omdat jy goed lewe nie, of omdat jy dit verdien nie. Vriende, ons sê so dikwels, maar ek verdien 'n bietjie geluk. En vriende, ek verstaan wat mense daarby bedoel, maar in geloofsterme kan ons God dank dat ons nie kry wat ons verdien nie. Want wat ons verdien is die dood. Maar ons kry die lewe. Ons kry nie wat ons verdien nie, maar ons kry wat ons nodig het. En eers as ons dit snap, daardie sinnetjie van ek kry nie wat ek verdien nie, maar ek kry wat ek nodig het, eers dan verstaan ek werklik wat genade is. Daardie genade wat so onbeskryflik groot is, dat ons nie eens regtig dit kan begryp nie. Jy sien vriende, jy het 'n verlosser nodig wat na jou toe kom. Jy kan nie eens uit jou eie by die verlosser uitkom nie. Hy kom na jou toe. Hy kom elke dag na jou toe. En ongeag waar jy op jou boot is, of waarheen jy besig is om te reis, of ongeag wat die storms in jou lewe is, hy is op jou boot. En as jy dit sien, dan is jy nie meer bang vir die storms waarin jy verkeer nie. Vriende, het jy al probeer om iemand uit bangheid te praat? Iemand wat bang is, probeer om hom uit daai bangheid te praat. Jy kan dit nie doen nie, want bangheid is nie 'n rasionele proses nie. Bangheid het meer te doen met ons emosies, ons ervaring van 'n situasie. Jy kan jou nie uit bangheid uitpraat nie. En baie van ons sal nou al getuig dat ons dit al probeer het. Daar in die nag as jy wakker lê en jy het met hierdie bekommernisse, wie van ons het dit al reg gekry om ons uit daardie bangheid uit te dink? Om ons uit daai bekommernisse uit te dink? Maar vriende, het jy al probeer as jy daardie nagsessie tussen 2 en 3 in die nag wakker lê? Het jy al probeer om net op God te fokus? Om te dink wie hy is en hoe hy alles in stand hou en dat die son môre oor 'n paar ure gaan opkom en dat daar weer die lig gaan skyn. En kom ek verduidelik dit met 'n ander beeld. En die beeld sal mense wat kleiner kindertjies het dalk nou beter verstaan. Mense wat peuters en kleuters het, sal dit dalk beter verstaan. Maar as jy in die nag wakker skrik omdat jy jou kleuter gehoor skree het in die kamer langs aan, dan spring jy op en jy hardloop na 'n kamer toe. En as jy by jou kamer kom, dan sê sy vir jou, maar hier's 'n monster onder my bed. Dan sê jy nie vir haar daar met gevoude arms, maar daar is nie sulke goed soos monsters nie. Ons het mos daaroor gepraat, klim terug in jou bed en slaap. Nee vriende, dis nie wat jy doen nie. Wat jy doen is, jy gaan sit langs haar op die bed, jy tel haar op jou skoot, jy druk haar vas. En die enigste woorde wat jy dalk uitkry is om te sê, mamma en pappa is hier by jou. En terwyl jy haar vashou, verdwyn die bangheid. Sien vriende, wanneer ons besef dat God op ons boot is, dat hy teenwoordig is,
dan verdwyn die bangheid. Die disippels het al die regte dinge daardie aand gedoen, wat hulle moes gedoen het, om die boot weer, verskoon, by die veilige water, stille waters uit te kry. Hulle het gedoen wat hulle geleer het. In al hulle jare se ervaring as seemanne het hulle alles gedoen wat hulle geweet het om te doen. Hulle het alles gedoen wat rasioneel was. Maar dit het nie hulle bangheid weggevat nie. Net Jesus het hulle bangheid weggeneem. En dit bring ons dan by die derde vraag in ons teksgedeelte. Nadat Jesus kalmte en vrede gebring het, kyk die disippels na mekaar en sê, wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Wie is hy? Wie is Jesus Christus vir jou wat vanoggend hier sit? Want jy sien vriende, dit maak nie saak hoe lank jy al 'n volgeling van Jesus is nie. Daar's altyd meer wat jy nog van hom moet leer. En as jy deur die storms van die lewe gaan en jy fokus op hom, dan openbaar hy hom weer op nuwe maniere aan jou. Want kyk, wie was hy toe vir die disippels daardie aand gewees? Die disippels het daardie aand ontdek dat hy meer is as net 'n geneesheer wat hulle geweet het hy is. Die disippels het daardie aand ontdek dat hy meer is as net 'n leermeester wat hulle geweet het hy is. Die disippels het daardie aand ontdek dat hy meer is as net 'n wonderwerker wat hulle geweet het hy was, want hulle het dit als gesien en gehoor. Hulle het daardie aand ontdek dat hy die goddelike teenwoordigheid is in die storms van die lewe. Met ander woorde, die God oor jou vyande, die God oor jou krisisse, die God oor jou siekte, die God oor wat ook al jou bang maak in hierdie tyd. Want God is altyd groter as wat ons ooit kan dink hy is. En dit is hoekom ons ook deel is van 'n geloofsgemeenskap. Dit is hoekom ons deel is van 'n kerk, hoekom ons kerk toe kom, hoekom ons Bybelstudies toe kom, hoekom ons omgegroepe toe gaan. Dit is net weer om ons visie op God reg te kry. Want in die storme van die lewe verloor ons visie op wie God regtig is. En daarom, wanneer ons as geloofsgemeenskap saam is, wanneer ons die woord van die Here oopmaak, dan hoor ons wie hy regtig is. Want hoe ironies is dit nie in hierdie verhaal nie, dat dit eintlik die disippels was wat daardie aand aan die slaap gevang is. Wat gedink het hulle weet wie Jesus is, maar wat nie geweet het nie. Wat nie kon sien wie hy regtig op hulle boot is nie. En daarom, vriende, en ek sluit daarmee af, dit is my gebed dat ons in ons omstuimige omstandighede, waar ons so dikwels onsself bevind, in die chaos van hierdie lewe, dat ons sal sien, maar God is teenwoordig. Dat hy op ons boot is. Dat ons dan die vrede en die vreugde waaroor Kersfees regtig gaan, dan ook sal beleef. Amen. Here, dankie vir die verhale wat opgeteken is van hoe u in mense se lewens gewerk het. En ja, Here, in die storms van die lewe is daar so baie dinge wat gebeur en daar's so baie dinge wat ons aandag aftrek en voordat ons kan kry, dan fokus ons nie meer op u nie, maar op alles wat rondom ons gebeur. Maar Here, as ons in hierdie tyd weer in die winkelsentrums loop en ons hoor die Kersmusiek en ons sien die krib en die Maria wat uitgebeeld word daar in die winkelsentrum, laat ons weer onthou om met u rekening te hou, dat ons op u sal fokus. Ja, Here, seën ons, behoed en bewaar ons in hierdie tyd. Vir al die mense wat met vakansie gaan en op die paaie gaan wees, ja, Here, ons vra dat ons almal ook weer in die nuwe jaar weer veilig saam sal kan verkeer. Dankie, Here, vir al die gawes en die seëninge wat ons uit u hand ontvang. Ons loof u daarvoor. Amen. Nou, ons gaan nou geleentheid gee vir die opneem van die offergawes. Ons doen dit so omdat ons ook 'n deurkollekte het, soos ek nou gesê het, so is welkom. Dan wil ek net Paul Tenitia, skus, ek weet julle het ook verlies hierdie week gehad.
Mag die Here julle ook seën in hierdie tyd en mag hy julle dra. Baie sterkte. En ons slotsang vanoggend is lied 358. Welkom 'n stille nag van vrede hier onder die Suiderkruis. Kom ons staan, dan sing ons die 3 verse.
ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.